we go. So, ons het gechat oor dat dalk is jy nie getroud nie, maar dat dit belangrik is om jouself te set up dat Jesus moet die senterpunt van jou lewe wees. Punt. Dit is die eerste goal. En dan kan ons 'n Christus gesentreerde huwelik hê. Hy moet eers die senterpunt van jou lewe wees. Nou, ons kyk vandag na om mission driven te wees in jou verhouding, missie gedrewe. En ek wil begin deur te sê dat ek en my vrou preek saam en ons preek nou nie saam vanoggend oor ons vir julle wil sê, hoorie, ons het die perfekte huwelik en alles is maanskyn en rose nie. Sy gooi my ook met potte en panne en goed daar by die huis. So, nie onlangs nie. Maar ons wil vir jou kom wys wat sê die woord oor hoe jou huwelik moet lyk. So ons wil jou kom help en ons is ook op hierdie journey om 'n beter huwelik te hê, 'n huwelik wat meer lyk soos wat Christus wil hê dit moet lyk. Nou ons ek dink enige iemand het goals en ons begin altyd 'n jaar baie goed om sekere goals vir onsself uit te sit. En ek dink soos hierdie is min of meer die tyd van die jaar wat ons begin dink, wat gaan ons goals wees vir die volgende jaar? En ek wil vir jou sê, jy het nodig om vir jou as koppel sekere goals in plek te sit, of vir jou toekoms van jou huwelik, of as jy bid vir 'n huweliksmaat, nou al sekere goals in plek te sit vir waarheen jy of julle op pad is. Alright, so, en dit, ons almal het goals, finansiële goals, besigheidsgoals, geestelike goals, wat ook al dit mag wees. Maar ons gaan kyk na hierdie relationship goals en die laasweek was Christus gesentreerd. Hierdie week kyk ons om mission driven te wees, missie gedrewe. Volgende week, julle het dit laasweek so lekker gesê. Is hy daar agterop? Ons hy wys dit duidelik nie. Devil kicking. Ons gaan die duiwel pak slaag gee, ons gaan hom nie toelaat in ons huwelik nie. En dan die Engels is mooi, covenant keeping. Die Afrikaans is verbondsbewaring. Jy moet in jou mic in praat. Verbondsbewaring. There we go. So ek verkies om by die Engels te steek, want covenant keeping is baie makliker. Hoekom het die Here die huwelik ingestel? En ons gaan daarna kyk. Nou, die fondasie van 'n goddelike huwelik is nie geluk nie, dit is eenheid. En is iets wat ons moet verstaan, is dat ons in eenheid moet wees, en dit is hoe God dit geskep het. Nou, ek het al ek het nog nie so baie daarvan gedoen self nie, maar ouens hoor sê, hoor dat my pa sê, dit is gewoonlik die geval, koppels kom en hulle wil net trou, omdat hulle nou baie verlief is op mekaar. En soos, daar's niks anders wat nou saak maak nie. Dit maak nie saak dat my man sy kouse die hele huis vol laat lê nie. Dis nou nog baie oulik. So ek wil met hom trou want ek is verlief op hom. Totdat jy getroud is, right? Dan lyk dit bietjie anders. Nou, as ons kyk na die Bybel, soos in die Bybelse konteks was huwelike meeste van die tyd arranged gewees. Dit was vir jou gekies wie jy as lewensmaat gaan hê. En daar was iets van, ons gaan verlief wees en dit gaan net oor, ek is so gelukkig nie. Dit het gegaan oor, hierdie is wie ek gekry het, en ons moet nou in eenheid kom. We need to get in unity. Ons moet nou 'n span wees, want dis hoe God dit bedoel het. Dat ons twee gaan saamgevoeg word, ons gaan mekaar leer ken, ons is dalk heeltemal anders te gewire, maar dit gaan nie oor hierdie geluk nie, dit gaan oor eenheid is die fondasie waarop jou huwelik gebou moet word. En ons moet hierdie ding vasstel. Nou, ek dink ons moet, as koppel moet ons verenig word, ons moet saamgevoeg word deur iets baie groter as net onsself. Ons eie ding waarheen ons op pad is.
En ja, ek dink dit is belangrik. En dan Bernice, chat met ons oor die volgende punt. Voordat ek daaraan raak, toe ek voorberei het vir vandag, toe bid ek sommer net daaroor, maar wat van mense wat luister na hierdie preek, wat nie getroud is nie, maar wat ook nie beplan om te trou nie, wat dalk nooit gaan trou nie. Yes. En die Here wys toe vir my dat, maar ons as kerk is die bruid van Christus. So, jou verhouding met Jesus, baie van hierdie beginsels waaroor ons praat, word dan vervat in jou verhouding met Jesus. So, dit is nog steeds belangrik om in te leen in hierdie beginsels, want alhoewel dit baie kosbare beginsels is vir die huwelik, is dit ook kosbare beginsels vir jou verhouding met die Here. En ek het gedink daaraan toe ek en Theo vir voorhuwelikse berading gegaan het. Nou, die man wat ons berading gedoen het, is vandag geskei. So, dit was nie die beste voorhuwelikse berading gewees nie. En sy hoofraad aan Theo was, moenie te veel seks verwag nie. En sy hoofraad aan my was, moenie te veel kinders verwag nie. En nou sit ons met 3 kinders. En Jy moet seks hê om kinders te kan hê. Theo moet maar oor die seks praat. Maar soos die gedagte wat ons gekry het was, daar's 'n goeie kans jy gaan teleurgesteld wees in jou huwelik. Dit was half die bottom line gewees. Maar die probleem met daai beginsel is, soos wat hy sê, die doel is nie om gelukkig te wees nie. En nou, ek moet sê, soos toe ons verloof was, is dit nie hoe ons noodwendig daaraan gedink het nie, maar die punt is dat ons almal op 'n mission is. Ons is hier op die aarde vir 'n rede. En ons het mekaar as huweliksmaats gekry vir 'n rede. Ons kan nie hierdie alleen doen nie. Ons moet saam hande vat om vorentoe te gaan. So, God het huwelik geskep met 'n missie. As jy kyk in die Bybel, soos as jy aan die Bybel dink as 'n gesprek wat God besig is om te hê met die mensdom, dan is dit opvallend om te dink dat sy eerste gesprek met die mens en sy laaste gesprek toe Jesus opgaan hemel toe, het begin en geëindig met 'n missie. So, God begin in die tuin van Eden en hy sê, nadat hy die man en vrou gemaak het, sê hy, God het hulle toe geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, kry baie kinders, ons werk nog daaraan, so baie dat julle oral oor die aarde sal bly. En julle moet heers oor die aarde, heers oor die visse van die see, voëls in die lug en al die diere op aarde. Dit is 'n missie wat God vir die mense gegee het. Ja, ons moet ietsie doen terwyl ons hier is. En dan die laaste ding wat Jesus gesê het was, gaan dan heen, maak disippels, doop hulle. So sien julle hoe die gesprek begin en eindig met 'n missie. En jy moet vir die Here gaan vra, wat is die missie in jou huwelik? Want dit lyk dalk anders vir elke een van ons. Maar dit is belangrik om nie net terug te sit en te dink, ons is hierso om oulik te wees vir mekaar nie. Nee, ons is veronderstel om saam te stap en vorentoe te gaan om iets te doen vir die koninkryk van Jesus. En ek wil ook by dit sê, op 'n minder geestelike vlak, wanneer ons 'n verenigde doel het, help dit altyd om ons eenheid te bind. Ek en Theo is nogal spontane mense en ons deurdink nie altyd alles wat ons doen nie. En so 'n paar jaar terug, toe dink ons, dit is 'n great idee om 2 kinders Australië toe te vat. En ons gaan vir 'n jaar, ons wil nie daar bly nie, ons wil terugkom, maar ons gaan 'n jaar lank Bybelskool in Australië doen. Nou, spoiler alert, ons het dit nie gedoen nie. Dit was glad nie 'n praktiese idee nie, maar daai rukkie wat ons gedroom het daaroor, selfs al is dit iets wat nooit gebeur het nie, dit was goed vir ons gewees. Dit was exciting gewees om te dink, okay, ons gaan ons huis en ons kar verkoop en ons weet nie regtig waar die kinders gaan skool gaan nie, maar dit maak nie saak nie. Soos, dit het nie saak gemaak dat dit nooit gebeur het nie, want daardie verenigde doel het ons nader aan mekaar getrek. So ek wil so ver gaan soos om te sê, droom groot, selfs al gaan van julle drome nie gebeur nie, jy moet 'n droom hê, jy moet ietsie hê wat jou as 'n huwelikspaar excited maak en waarna toe jy kan vorentoe gaan. Nou,
Iets baie belangrik is dat die duiwel wil kom en hy wil hierdie kom steel. Hy wil hierdie eenheid kom steel. En ons moet besef dat God is die een wat ons by mekaar voeg. God is die een wat verenig. Maar die duiwel is die een wat hierdie wat mooi is wil kom verdeel. En hy wil dit kom verdeel nog voor dit begin het, want die huwelik is deur God ingestel. Dis 'n covenant wat deur God ingestel is en hy wil dit kom opbreek nog voor dit begin het. Dis hoekom relationships in die wêreld absolute chaos is. Want die duiwel wil nie hê dat hierdie twee mense saamgevoeg moet word en in eenheid moet staan soos wat God dit bedoel het nie. Nou, kom ons kyk wat sê Genesis 2 vers 24. Dit sê, ons het die skrif laasweek ook gelees, dit verklaar waarom 'n man van sy pa en sy ma weggaan, saam met sy vrou lewe en hulle dan soos een mens word. Dis daai konsep, die Engels noem dit leaving and cleaving. Jy los jou ouer huis en jy word een saam met jou spouse. Ons is nou nie meer apart nie, ons is nie meer verbind aan ons ouer huis en die noodwendig al die dingetjies rondom die covering van ons ouer huis nie. Ons bepaal dit nou. Ons is nou in eenheid, ons werk nou saam. Maar die duiwel wil dit kom opbreek. So vinnig as moontlik. Hy wil hê dat ons nie met mekaar moet praat nie. Hy wil hê dat daar konflik tussen ons is, dat ons op mekaar gilling skree, dat daar stilstype in die huis is. Want dan drift ons van mekaar weg, right? En dan is ons nie 'n eenheid nie. Nou, die vyand kom en hy val altyd aan op 'n paar plekke. Nou, die een is, hy kom en hy val jou verhouding met God aan. Dit is een van die eerste plekke waar hy kom. As hy jou kan kry om nie tyd met die Here te spandeer nie. En dis wat ons laasweek gesê het, is om 'n Christus gesentreerde, dit is soos 'n lewe te leef, dit is soos stap 1, is soos wees getrou aan God se woord, spandeer tyd in sy teenwoordigheid, leef Christus gesentreerd. Die duiwel kom en hy kom met allerlei distractions en hy maak dat ons nie in verhouding met God staan soos wat ons moet nie. En dit is die fondasie van ons huwelik, is dat ons Christus gesentreerd sal wees en die duiwel wil daar kom steel. Die ander ding is, hy wil hierdie missie waarop ons saam op pad is, hy wil dit kom derail. Hy wil vir ons elkeen ons eie missie kom gee en ons albei in ons aparte rigting steel. En dan kom val hy ons aan op ons unity. As ons dalk sterk staan, ons bly in eenheid, dan kom hy en hy kyk, hoe kan hy hierdie eenheid waarin ons is, kom opbreek. En hierdie strategie van die vyand het al gekom by die tuin van Eden, wat hy hierdie skeiding wou laat plaasvind. Hierdie skeiding tussen die mens en God, wou hy laat plaasvind, dat die disunity is. En hy het dit gedoen deur misleiding en afleiding. En dit het gelei tot verdeling. Daar was hierdie oomblik waar Adam en Eva verdeeld was, waar hulle visies het heeltemal paie gesplit, en eventually toe hulle weer op dieselfde bladsy is, toe neek hulle voort in die verkeerde rigting, en hulle word geskei van God, hulle word van die teenwoordigheid van God gestrip. Nou, hierdie verdeling vind plaas wanneer ons twee visies het. En ek dink dit is iets wat super belangrik is dat ons op dieselfde bladsy en dieselfde rigting op pad is. Want as ons nie dieselfde visie het nie, dan droom oor verskillende goed. Sy jaag een ding, ek jaag 'n ander ding, en eintlik bly ons net onder een dak, maar ons albei jaag ons eie missions, en ons is nie op dieselfde bladsy nie. En dit lei tot die feit dat ons dan uit mekaar uitdryf, dat ons afsonderlike lewens leef, dat ons in voortdurende konflik met mekaar is. En dis nie wat God bedoel het nie. God wil hê ons moet in eenheid wees, en ons moet albei dieselfde visie deel. Ons word een, ons is nie twee as ons trou nie, ons word een, ons jaag dieselfde missie en visie, en ons is in dieselfde rigting op pad. Nou,
wil met julle deel 'n voorbeeld van 'n mooi huwelik in die Bybel. En om eerlik te wees, ek het seker al dit raak gelees, maar voordat ons hierdie voorberei het ek nooit aandag daaraan gegee nie. Ek kan nie onthou dat ek hierdie name al gehoor het nie, maar ek moes seker al. So dis Priscilla en Aquila, né? As jy jou Bible app vat en gaan search Priscilla en Aquila, dan kom hulle nogal 'n paar keer voor in die Bybel. En dit was 'n man en vrou gewees wat regtig 'n mooi huwelik gehad het, 'n mooi voorbeeld is van 'n huwelik vir ons. So, ek wil hierdie stukkie vir julle lees in Acts 18 vers 24 tot 26. Dit sê, "Meanwhile, a Jew named Apollos and an eloquent speaker who knew the scriptures well had arrived in Ephesus from Alexandria in Egypt. He had been taught the way of the Lord, and he taught others about Jesus with an enthusiastic spirit and with accuracy. However, he knew only about John's baptism. When Priscilla and Aquila, so dis die man en vrou wat in 'n mooi huwelik staan, heard him preaching boldly in the synagogue, they took him aside and explained the way of God even more accurately." En dis net vir my so mooi, soos sal dit nie vir jou 'n voorreg wees as mense jou ken vir die feit dat ek en my man ander mense help om meer akkuraat die woord van Jesus te verstaan nie. Is dit nie 'n wonderlike manier om jou huwelik as 'n voorbeeld te gebruik nie? So daar's verskillende goed wat hulle twee saam gedoen het. In die woord word hulle saam genoem. Hulle het Paulus se bediening ondersteun, hulle het hulle lewens vir hom gewaag, hulle het 'n gemeente in hulle huis aangebied en hulle het regtig 'n Christus gesentreerde en missie gedrewe huwelik gehad. Wanneer ons fokus hou op wat ons rol in die koninkryk is, gaan ons minder geneig wees om toe te laat dat hierdie klein dingetjies, hierdie alledaagse dingetjies, verdeeldheid bring in ons huwelik. Dit voel vir my, as ek net prakties dink, die tyd in my en Theo se huwelik, wanneer ons seker soos huweliksgewys die swaarste gekry het, was 'n tyd gewees wat Theo ongelooflik lang ure gewerk het. So hy was min by die huis gewees. Mika was 'n klein babietjie gewees en ek het baie oorweldig gevoel deur die dinamika van die twee babas. So in my kop, wanneer ek by die huis was, het ek soos ek het dit nie doelbewus gedoen nie, maar later het ek besef, ek was besig om hierdie twee lysies langs mekaar te hou en ek het in my kop afgemerk, okay, ek het nou al kos gemaak, ek het nou al skottelgoed gewas, ek het nou al die kinders gebad, ek het hulle aangetrek, ek het hulle geborsvoed, Theo het nog net gewerk, soos dis nie besig om op te weeg nie. En ek het gevoel dit was so unfair gewees. En toe besef ek op 'n stadium, ek is besig om totaal en al die punt te mis. Want as ons die heeltyd besig is met 'n balancing act van, okay, wie het nou tot watter mate hulle kant gebring in hierdie verhouding, dan iemand gaan altyd aan die kortste end trek. Dit is onmoontlik vir ons om volgens wat vir my belangrik is of volgens wat vir jou belangrik is, dit uit te ewen, want ons het verskillende verwagtinge van mekaar en ons het verskillende prioriteite. Ek dink 'n man se natuurlike neiging is om 'n provider te wees in die huishouding. So dis vir 'n man belangrik om hard te werk, om te voorsien vir sy huis. 'n Vrou se natuurlike neiging is om 'n nurturer te wees. So ons maak seker dat die kinders okay is, dat almal kos het, dat almal aangetrek is, maar ons het verskillende prioriteite vir 'n rede. En dis juis ons verskille wat ons sterker maak. Ek het 'n quote gehoor wat gesê het, if both of us were the same, one of us wouldn't be necessary. So dis belangrik dat ons verskillend is, maar ons is nie veronderstel om dit op te weeg teen mekaar nie. Ek wil net gou die singles ook in die gesprek inbring. En so hier's die ding, as jy 'n Christus gesentreerde huwelik wil hê eendag, as jy in dit wil instap, wil ek jou challenge om vandag al 'n Christus gesentreerde lewe na te jaag. Dit is punt 1. Jy moet 'n Christus gesentreerde lewe najaag. Maar hier is die ding, ek dink baie keer, soos vir my as man, soos
ek was all out there, ek wil 'n girl kry, soos ek het gaan soek vir 'n girl. Ek het baie van hulle gehad, ongelukkig. En hier is die ding wat ek wil sê, wat jy nie dieselfde foute noodwendig moet maak as wat ek gemaak het nie. En hier is waarheid een wat vir jou in die huwelik ook kan geld, is ons moenie wag vir ons maat of die een wie ons regtig like om by Jesus uit te kom nie. Ons het nodig om by Jesus uit te kom. En ek het Andy Stanley een keer hoor sê dat soos ons fokus moet so op Jesus wees en ons moet net nou en dan ons kop optel om te kyk wie is in dieselfde rigting as ons op pad. En vir die singles is dit die ding dat wanneer jou fokus op Jesus is en jy jou kop optel, gaan jy agterkom, maar jy is een of twee wat in dieselfde rigting op pad is. En dis hoe jy 'n lewensmaat kry wat saam met jou Christus gesentreerd is. Is iemand wat in dieselfde rigting as jy op pad is, wat in dieselfde rigting droom, iemand wat werklik sy lewe aan Jesus dedicate en tyd met hom spandeer, in sy woord spandeer, saam met hom bid. En jy gaan sien dat dit iemand is wat net in jou lewe invloei. Maar die fokus moet nie wees om iemand na te jaag wat jy hoop Christus in hom het nie. Die fokus is om seker te maak dat jy Christus in jou het. En seker maak jy spandeer tyd saam met hom in sy woord. Nou, ek wil by 'n praktiese punt kom om te sê, wat is julle missie as 'n paartjie? Of weer eens, as jy nie getroud is nie, dan moet jy jouself vra, wat is jou lewensmissie? Wat is die missie wat Jesus vir jou in gedagte het? En dit laat my nou net dink dat dis daai geval van as jy net passief gaan terugsit, dan gaan jy drif. Toe ek in graad 7 was, toe het ons vir ons graad 7 afsluiting op 'n boottrippie op die rivier gegaan. En daar was hierdie tubes gewees wat agter aan die boot gesleep het. Die boot het baie stadig beweeg, soos baie stadig. So daar was 'n paar tubes wat agter aan die boot gesleep het. En ek was op een van die tubes. En toe, net vir 'n oomblik, laat gaan ek die tube en die boot begin toe vooruit te gaan. En ek kan nie vinnig genoeg swem om weer by hom by te kom nie. My eintlike punt is, as ek moes ophou swem, is daar, soos ek sou drif, daar's soos geen manier wat ek ooit die boot sou inhaal nie. So as ek daar in my kop afsit en hard swem, dan staan ek ten minste 'n kans om hom in te haal. Maar sodra jy ophou swem, sodra jy ophou vorentoe beweeg, is jy besig om te drif van jou doelwit af. So dit is van kardinale belang dat jy 'n missie moet hê in jou lewe en in jou huwelik. En 'n manier wat jy dit kan uitfigure is om te vra, wat is daar wat ek en jy in gemeen het, waaroor ons albei passievol is, 'n regverdige passie wat ons albei het. Vir my en Theo is dit maklik. Ons albei is passievol oor kerk. Ons was nog altyd gewees. Dis hoekom ons 'n kerk geplant het, want dit is een van die enigste goed waaroor ons albei gesamentlik passievol oor is. So is nie sportief nie, so ons kan nie passievol daaroor wees. My beste sport is skaak, as dit jou 'n indikasie Nie sport nie. Dit is gaan Google dit. Okay. En dan, maar dan moet jy ook vir jouself vra, waarvan hou julle nie? En ek wil dit noem 'n heilige haat. Ietsie wat 'n onreg is in die wêreld, wat julle albei ontstel. Ja. So, hierdie twee goed, jou regverdige passie en jou heilige haat, wat julle albei deel, gaan vir jou 'n idee gee, wat het Jesus bedoel vir julle huwelik? Wat is die missie waarop julle twee saam moet wees? En hierso sommer net 'n paar voorbeelde. Sê nou maar, julle albei is mense wat nogal gasvryheid as 'n prioriteit het. Soos Theo hou van om te kook, ek is goed daarin om huis skoon te maak. So dis vir ons lekker om mense in ons huis te hê. So dit is dalk 'n aanduiding dat julle huis moet oopmaak. Bedien mense wat in nood is, wees 'n veilige plek waar mense kan kom. Of dan aan die ander kant, miskien is dit vir jou aaklig om te sien as iemand alleen is in die kerk. Dan is dit 'n kans vir jou om te gaan en te connect met daai mens, om deel te wees van die hosting team. Of
Miskien is dit vir jou 'n prioriteit in julle huwelik om finansiële vryheid te hê. En dis vir jou 'n issue dat julle nie moet skuld hê nie, dan kan jy dalk ander mense help om uit finansiële moeilikheid uit te kom, vir hulle die triks te leer. Miskien is jy lief vir kinders, haat verwaarlosing, dan is dit dalk 'n geleentheid vir jou om pleegouers te wees. Miskien was daar al ontrouheid in jou huwelik gewees wat gekom het tot herstel, dan is dit 'n geleentheid vir jou om ander mense daarmee te help. Dalk het jy 'n kind verloor of 'n miskraam gehad, dan het jy daai ervaring wat jy kan gebruik om ander mense te dien as hulle in rou is. Dalk is jy goed in besigheid, dan kan jy jong paartjies mentor. Die punt is, daarso is goed in jou lewe, waarin jy en jou man goed is, of jy en jou vrou goed is, wat jy kan gebruik om anders te dien. En jy moet, dit gaan help om die eenheid in jou huwelik te bind, dit gaan help om julle vorentoe te vat, sodat julle nie net maar terugsit en drift en dan later wonder, maar hoekom is daar niks waaroor ons opgewonde is in ons huwelik nie. Ja, en ek dink hierdie is waar, soos ons moet besef dat eenheid is nie eenvormigheid nie. So, dit is nie dat ons het nie nodig om dieselfde dinge te doen nie. Ons is verskillend aan mekaar gesit, ons dink anders, ons doen anders, ons is anders gewire, maar daar is iets van die hart wat ons saam moet dra. Ons moet dieselfde goed, soos wat sy gesê het, dieselfde goed moet ons kwaad maak, moet ons holy anger gee. Ons moet ook passievol wees om oor dieselfde goed of dieselfde mission waar jy ons op pad is, maar ons het nodig om daai saam te kan dra. En ek dink soos hierdie, as ons kyk na my en Bernie se lewe, daar was verskillende seisoene gewees. Daar was verskillende seisoene waar ons sy het nou daarvan gepraat, daar was 'n tyd wat ek so intens moes werk, waar ek nie noodwendig sekere ander goed by die huis kon gedoen het nie, en sy moes die load gedra het. Ek dink daar is ander tye gewees, wel, as ek kyk net na die huidige tyd, soos nou die Here, soos sy het nou 'n klomp projekte waarin sy werk, met haar werk, en dit verg sekere lang ure, dit verg meetings met Amerikaners laat in die aand, en dan is dit weer my verantwoordelikheid om die kos te maak en na die kinders te kyk en die kinders op en af te ry, skool toe en terug. Dit is die season waarin ons is. En ek dink ons moenie vergeet dat ons hoef nie dieselfde te wees nie. Ons hoef nie dit wie ek wil hê sy moet wees, dit hoef sy nie te wees nie. Ons het net nodig om in dieselfde rigting op pad te wees. Ons het nodig om te weet, yes, we're going somewhere, en ons is in dieselfde rigting op pad. Dan word ons 'n span, dan is ons in eenheid, dan werk ons saam. So ja. Ek wil julle aanmoedig dat jy moenie tevrede wees met 'n missielose huwelik nie. Die Here se plan is soveel meer. Die plan is nie net om saam dieselfde adres te hê, of om net kinders groot te maak, of om in die aande Netflix te kyk en te chill. Soos, dis nie die doel van die huwelik nie. Die Here is altyd intentioneel en sy drome is altyd groter as wat ons in is. En heel waarskynlik het elke huwelik wat hier verteenwoordig word, nog net 'n druppel in die emmer ervaar van wat die Here se plan regtig is en hoe hy jou regtig saam kan gebruik om ietsie te doen en ietsie te beteken daar waar jy geplaas is. En as jy nie weet wat jou missie is nie, figure dit uit. Maak erns daarvan om dit uit te figure saam met mekaar. Kry iets waaroor jy saam opgewonde is. Want ek dink dis wanneer jy nie besig is met iets nie, wanneer jy vatbaar is vir die aanvalle van die duiwel. En ek wil met julle deel, daar was so 'n paar jaar terug 'n tyd gewees in my by my werk, en ek het, vir jou het die
Hy sê nou die dag vir my, toe ek met hom daar praat, hy sê van, ek het nie besef dit is wat aangegaan het nie. Maar daar was 'n man by my werk gewees, wat inappropriate aandag aan my gegee het. Maar as jou huwelik nie op 'n goeie plek is nie, dan is inappropriate aandag lekker. Dis dan lekker om raak gesien te word. En dit was so 'n geval gewees dat ek sal in die kantoor sit en my werk doen en as ek opgekyk het, dan was hy besig om vir my te kyk. En ek sê vir jou, ek was glad nie aangetrokke tot hierdie ou nie. Hy het gewoontes gehad wat my afsit, maar dit was lekker gewees om aandag te kry. En ek het eendag by my rekenaar gesit en ek het geweet hy's besig om te kyk vir my. En ek het gevoel die Here herinner my aan Josef wat moes weghardloop van Potifar se vrou. Potifar se vrou was 'n hot koekie gewees. So dit was nie maklik nie, dis hoekom hy moes hardloop. Hy moes hardloop want as hy geloop het, sou hy tempted gewees het. En die Here sê, hy herinner my dat as daar temptation is daar altyd uitkomkans. En hy sê vir my, ek moet fisies my rekenaar skuif, sodat ek so sit dat hierdie ou nie vir my kan kyk nie. En ek is dankbaar dat daar niks gebeur het nie, maar dit was close gewees. En as ons nie op 'n missie ergens op pad is nie, dan hoekom nie? Soos wat maak dit dan saak as daar temptation is? Wat maak dit dan saak as 'n mens die eenheid breek? Maar as jy besef, jou huwelik het 'n kardinale rol in die bou van die koninkryk. En as jou huwelik nie vorentoe gaan nie, dan kan dit beteken dat ander mense gaan uitmis op wat die Here se plan is vir hulle. As mens nie so daaraan dink nie, dan why not? Soos kom ons wees eerlik met mekaar, why not? Maar as jy besef, ons het ergens omheen te gaan, dan kan ons nie bekostig om toe te laat dat dinge van die wêreld ons saai trek en ons aandag aftrek van waarheen ons moet gaan nie. So ek wil vir julle aanmoedig dat in 'n tyd vandag waar dit die norm is vir huwelike om maar net te bestaan of om uitmekaar uit te val, het ons as Christene 'n geleentheid om 'n voorbeeld te stel. Ons het 'n geleentheid om anders te lyk as die wêreld, want die norm is dat huwelike nie 'n lekker plek is nie. En die Here wil vir ons meer hê. En dit is nie maklik nie. Soos as ek met julle kan eerlik wees, ek het vroeg in ons huwelik het ek vir die Here gesê, ek wil asseblief nooit preek oor huwelik nie, want ons is nie 'n goeie voorbeeld nie. Ek wil dit asseblief nooit doen nie. En toe Theo vir my gevra het om dit te doen, toe sê ek so van, ek gaan moet bid hieroor, want dit is nie vir my lekker of maklik nie, want ek wil asseblief vir julle sê, om nie na ons te kyk as 'n voorbeeld nie. Want ons is nie altyd goed hierin nie. Ek weet, soos julle sit nou daar en julle dink, ag, Bernice en Theo, dis so maklik vir julle om hieroor te praat. Julle met julle koetjie, 3 babas, dis so maklik vir julle. Ek beloof vir julle, dit is nie. Ek beloof vir julle, ons jaag aan. Ek beloof vir julle, die duiwel val ons aan. En ons kan nie bekostig om terug te sit en te sê dat dit oukei is nie. Dit is 'n voorreg om 'n geleentheid te hê om anders te wees as wat die wêreld is. Die laaste ding waaroor ek met julle wil praat is die gedagte van unity versus untied. In jou huwelik kan daar unity wees of jy kan untied wees. En die enigste verskil is the placement of I. As jy kyk na die woorde, dis wanneer jy, when I move myself, when I position myself in submission. Eerste is ons onderdanig aan die Here in ons huwelik, maar dan is dit ook my voorreg om submitted te wees onder Theo. Ek het vroeër gedink dat, ek wil sê dat ek dink dit is 'n taktiek van die duiwel, feminisme in die wêreld. Hierdie idee van, ek as 'n vrou kan alles doen wat 'n man kan doen. Ja, jy kan, maar hoekom op die aarde sal jy wil? Soos, ek wil regtig nie alles doen wat jy doen nie. Ek is so dankbaar dat jy 'n bietjie sterker is as ek. So as dit goed met rondgeskei word. En ek seker jy wil nie alles doen wat ek doen nie. Dit is juis ons verskille wat ons sterker maak. En ek wil hê my man moet 'n leier wees in my huis. So hoekom sal ek die broek wil dra in die verhouding? Ek wil regtig nie.
Ek wil submitted wees onder jou, want ek wil hê dat jy ons familie vorentoe moet lei. En dit gaan oor waar jy jouself posisioneer in jou huwelik. Waar jy jouself posisioneer om 'n mindset te hê van ek wil jou dien, kan so 'n groot verskil maak. So dis belangrik om nie hierdie mindset te hê van dit gaan alles oor my en alles wat jy doen moet vir my onthaalwe wees. Nee, veel eerder wil ek in 'n posisie wees waar ek jou dien, want is wanneer ek dit doen dat jy ook my wil dien. En ek dink dit is so belangrik dat ons as manne dit ook besef. Soos daar's hierdie rangorde wat ons sien in die Bybel, dat God is eerste en die man is die leier van sy huis en sy vrou submit aan hom. Maar ek dink manne, lei jou gesin, lei jou vrou. Maar ek dink wees ook bereid om haar te dien. Wees ook bereid om die las op te tel en die ekstra myl te loop en haar te dra. En ek dink wat ons empower om dit te kan doen, is as ons staan onder die heerskappy van Christus. As ons staan onder dit wat Christus vir ons het, en ons nie die Mackie van die plekkie wil wees nie. En as ons sê, Christus kom, help my om my gesin te lei. Help my om my gesin te dien. Dan kom ek op 'n plek waar ek dit kan doen. Maar ek kan dit nie sonder Christus doen. Dan is dit soos wat sy gesê het. Dan is hierdie unity en untied 'n realiteit. Want as ek my eie ding gaan volg, gaan ek in 'n heeltemal 'n ander rigting lei. As Christus die fokus is, dan gaan daar unity wees. Want hy gaan my gesin lei met Christelike waardes, hy gaan my huwelik lei met Christelike waardes. En God gaan die fokus wees. God wil ons huwelike verenig rondom 'n missie. 'n Missie waarin ons op pad is. En ons het nodig om dit te define vanoggend. Dalk het jy meer as vandag nodig om dit te define. Maar ek wil jou challenge gaan sit en define waarheen is jy as couple op pad. Want die duiwel wil kom en hy wil verdeeldheid kom bring. Moenie dit toelaat dat die duiwel kom verdeeldheid bring. Kom in unity. Wees in dieselfde rigting op pad. Maar hierdie preek verg aksie. Hierdie preek kan net 'n preek wees. Kan maar net 'n ek en Bernice chat hier voor julle gewees het. As jy nie gaan aksie neem, jou missie definieer, en hierdie missie actually leef nie, en dit actually saam doen nie, gaan jy nie 'n verskil sien. So my challenge is, definieer waarheen is jy op pad. En singles, vir jou is dit, definieer waarheen wil jy op pad wees, waarheen glo jy God is met jou op pad, en hou jou fokus op dit, totdat die Here daai persoon in jou lewe sit, wat op in dieselfde rigting op pad is. Leef daai missie, doen dit saam, doen dit in eenheid. So wat ek laasweek gesê het, vat gereeld hande, bid saam, wees Christus gesentreerd. Nie net 'n oulike missie uitdink nie. Laat toe dat Christus in jou hart kan werk en julle missie kan bepaal. Here, dankie dat ons oor huwelike kan praat. Een van die eerste instellings wat U kom doen het in die woord, is om twee mense saam te voeg. 'n Covenant met U. Here, kom help ons om te hoor waarheen stuur U ons,
dat ons in daai rigting op pad is. Here, dat ons as koppels saam die missie dra, en saam in dieselfde rigting op pad is. Here, kom versterk ons, kom gee vir ons wat ons nodig het om die vyand te weerstaan. Waar die vyand wil kom steel en verwoes, kom verdeeldheid bring. Here, ons gaan dit nie toelaat nie. En volgende week preek ons daaroor. We gonna be devil kicking. Ons gaan nie die vyand toelaat om verwoesting in ons huwelik te kom toelaat nie. Kom help ons om dieselfde rigting op pad te wees. Maak ons meer Christus gesentreerd. Here, ons is lief vir U. Ons loof U. Ons prys U. U is goed. Amen.